Goeiemôre, jy's ingeskakel by Radio 33 op ons program in die naam van Aktuele Sake. Ek is Marius en Jacques is vandag saam met my. Hy staan so 'n bietjie in vir Sarita. Ons gesels met Mike Bolhuis oor dwelmgebruik, die invloed daarvan op 'n gemeenskap, gesin en dan ook die persoon wat dit gebruik. Goeiemôre Mike. Môre almal. Hallo luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid. Mike, wat is die modus operandi van dwelmgebruikers en waarna kan ouers uitkyk om voorsorgmaatreëls te tref en dadelik te kan optree? Kom ek plaas alles in perspektief. Dwelmbedrywighede of die toetrede tot dwelmgebruik begin al redelik jonk in die persoon se lewe. Dit kan begin selfs van laerskool na hoërskool toe en dan verder. So wat gewoonlik gebeur is in gebroke huwelike, dan gaan kinders en hulle soek liefde by allerlei verkeerde plekke en deur alle verkeerde voet in te neem. Nou, van die staanspoor wil ek nou al klaar sê, jy gooi nooit petrol in 'n diesel engine nie, want dit werk nie. Ja. Op die einde van die dag gaan dit 'n ewige effek hê op die persoon. Ja. So die kind sal betrokke raak by verkeerde maats en baie keer raak hulle net eers betrokke met skedule medisyne en daarna dagga, marijuana en van dit af na sterker dwelms, na selfs LSD, kokain, methamfetamines ensovoorts. Die dwelm van voorkeur is nie noodwendig waar die dwelmgebruiker sal najaag nie, dit gaan oor bekostigbaarheid. Ja. So, van die goedkoopste dwelms is nou maar die pakkies, dagga ensovoorts. Nou moet jy weet, as iemand 'n dwelmverslaafde is, dit is die teenoorgestelde van die Heilige Gees, dit kan ek jou verseker. Ja. Dwelmverslawing gaan met 'n gees. Ja. Dis 'n ewelgees, dis 'n binde. Ja. Dis 'n willens en wetense sonde en jy kies en keer daai lewenstyl. Ja, dis maar absoluut. daai beheer van daai gees en die keuses wat jy uitoefen, het so 'n effek op daai persoon se siege en liggaam en sy lewenstyl dat hy nie anders kan as om te steel nie, want hy moet homself voed met die dwelm. Hy kan homself nie help nie. Ja. Op die einde van die dag, ek kom nou by die oplossing uit, gaan daai kind steel. Daar is 'n jonkus en sy ouers is finansiëel stabiel, of sy omgewing is stabiel, sal hy vanaf huis tot buurman, tot straat, omgewing, skool, wherever, ek praat nou van jong mense steel. En onthou, crime begets crime. As jy steel en jy kom daarmee weg, as jy dwelmverslaafde is, dan gaan jy groter steel en meer steel. En dis waar hierdie druggies ouer word en betrokke raak by groter syndikaate en bendes. Ja. Dan raak hulle nou betrokke, want onthou, onder die dwelmwêreld, 'n druggie wil nooit alleen wees nie, it's United Rebellion. Ja. 'n druggie is ook 'n wettelose mens. Hy stem met niks saam van die regering nie, hy stem met niks saam van enigiets in die politieke lyn, of die polisie, of autoriteite, of ons, of die kerk, of die gesin, of goeie mense en goeie maniere en optredes. 'n druggie is 'n hele ander entiteit, 'n persoon op sy eie en met wie hy kommunikeer. So hulle kies en keer onder mekaar en hulle is by mekaar, is United Rebellion. Hulle is teen enige autoriteite, glo in geen autoriteite nie. Ons is altyd verkeerd, hulle is altyd reg. En hy sal altyd vir jou sê, hy is nie verslaaf nie, hy kan dit enige tyd los. Ek vang hulle altyd uit, dan sê ek hom, alright, los dit vir 30 dae, laat ons kyk. So crime begets crime, en ek sê dit baie keer vir al hierdie instansies, dan sê hulle, hoorie maar Mike, ek wil net hierdie misdaad gou aanspreek. Dan sê ek vir maar, wat van die een? Wat van daai ene? Wat van die handhou met daai misdaad? Misdaad is 'n ketting. Dis 'n ketting. So as 'n klein laaitjie of 'n klein dogtertjie misdadig is, kan daai persoon handhou met mense wat kubermisdade pleeg, met die mense wat geweldsmisdade pleeg en met die mense wat ekonomiese misdade pleeg. Ja. So laat ek dit in plat Afrikaans verduidelik. Die kind begin te steel, die selfoon in die huis, daarna steel hy groter, die handsak, daarna raak hy betrokke met ander en hulle steel 'n kar, daarna raak hulle betrokke en hulle slaan mense half dood en daar's geweldsmisdade, daarna raak hulle betrokke en hulle koop polismanne op, dit is 'n misdaad gesindheid, gee vir niks om nie, mors alles op,
benadeel alles, is 'n verskriklike selfsug. 'n Misdadiger wat 'n misdadigheidsgesindheid het, sal altyd eskaleer, nie de-eskaleer. Dis reg. En dis wat die publiek daar buite moet verstaan. Ja. So die oplossing in sulke gevalle is zero tolerance. As jy nou spesifiek praat oor dwelmverslawing, tough love, ja, maar ou moet versigtig wees met die tough love, want hulle het dit heeltemal afgeskaal na 'n vorm van jy moet nog steeds liefde toon. Ja. Maar jy moet die twee geheel en al skei. Ja. So dis zero tolerance, en dan tweedens daarna, wanneer daar die gesindheid verander het, dan bekom die liefde in. Liefde is nie, jy kan nie 'n ding sê van, die Here God is vir ons lief, onvoorwaardelik nie. Ja. Dit is 'n baie dom stelling, en dit is 'n onware stelling. Die Here het vereistes van jou af. Ja. Die Here het reeds sy liefde getoon, hy het vir jou op die kruis gesterf, hy het alles gedoen, dit is volbring. Wat moet jy doen? Jy is die verlore seun, die verlore dogter wat die peule vreet. Wat het daai seun moes doen? Ja. He has to take the action. He has to walk back to his father's house. He or she. Die mens is verantwoordelik teenoor God. En as jy verantwoordelik is teenoor God, dan is die liefde onvoorwaardelik. Ja, dis So, korrek. die Here loop nie agter jou aan en smeek jou om terug te kom nie. Ja. Hy is there. Hy is staties. Hy het alles gedoen. Dit is volbring. Hy is in totaal daar. Ja. Ons moet na hom toe beweeg. So ons verduidelik dit baie duidelik in detail sonder om dit in hulle kele af te druk. Ja. Want ongelukkig Christendom en praat oor die Vader, Seun, die Heilige Gees, die enigste lewendige drie-enige God. Ja. Al daai goed het dra glad nie meer krag deesdae nie, want die mense wil dit nie hoor nie. Hulle stel nie belang nie, want daar het 'n pastoor hulle teleurgestel, daar het 'n dominee hulle teleurgestel, daar het 'n priester 'n kind gemolesteer, daar het dit gedoen, daar het hierdie Christene die verskriklikste misdade gepleeg, daar het jy 'n Louis Liebenberg situasie wat liewe Jesus voor en agter, maar nie die lewe leef nie, ensovoorts, want die mens kyk na 'n ander mens. Mike, wat is die modus operandi van die average dwelmverslaafde? 'n Druggie doen dit nie alleen nie, en hy gaan altyd ander mense intrek en hy gaan almal om hom benadeel. Ja. Onthou 'n druggie verwoes die hele gesin. Ja. Boetie, sussie, boetie, ma, pa, oupa, ouma. En onthou 'n druggie is 'n absolute trapsiekie. Ja. As hy in die huis is hy daai kleer. As hy geforseer word om iets te doen met die familie, is hy daai kleer. So, rehabilitasie is 'n goeie ding, want ons het 'n baie streng eenheid. Ja. Ons gaan haal die ouens. As die ouens ons opdrag gee, ons kry al die nodige papierwerk opdragte. Ons gaan vat hulle, ons audio, video, alles, en ons vat hulle na ons sentrums toe. Ons het 'n paar sentrums wat ons die veiligheid en sekerheid beheer. Daar's professionele staf hulle hanteer dit, maar dwelmrehabilitasie begin die dag met beslissing. Dan is jy onmiddellik van dwelms af. Dit vat 2-3 weke, dan sit uit jou stelsel, but it starts with a decision. En as die laity of die ou of die vrou, en onthou, moenie dink die dwelms is net onder die kinders van tussen sê 9 selfs, die jongste, tot sê 25 of 30. Ek het druggies wat hardloop tussen 30 tot 50, 60 jaar. Ja, ek het dit ook al En onthou, verslawing is nie net gewoonlik wat jy, as ek sê dwelms, dan dink jy mense cocaine, pille, mandrax, al daai goed. Laat ek nou julle skok wat is. Ek het klaar die eerste 2 genoem. Wat van medikasie? Wie hoeveel mense is verslaaf aan Grandpa, Stilnox, Advil, nie gewone medikasie. Hoe ek voor die counter kry. Pynmedikasies. En baie mense maak hulle eie konkoksies. Coke, nie cocaine, nie Coca-Cola. middels. Daai tipe van middels is die 4de grootste verslawing. Middels, ander vloeistof wat hulle drink. Hier is die ding van verslawing. Enigiets wat jy inneem wat jy nie kan los vir 30 dae, is jy verslaaf. Dis reg. Enigiets wat jou liggaam benadeel, van watter aard ook al is dit net 1%, is dit nadeel. Kan verslaaf raak daaraan en kan jou liggaam benadeel. Maar ons praat nou oor die ergste, en dit is dwelmgebruik. So, rehabilitasie is belangrik, die beslissing is die belangrikste. Na die beslissing is die onttrekking, total zero tolerance. Onttrekking, voet neersit, toesluit, optree. En ek is ou skool, ons is almal nog ou skool, jy weet, jy kan nie vir 'n kind 2 maal sê, as jy dit weer doen, kry jy pak, en dan kry jy nie pak nie.
So die publiek moet nou buite maar verstaan. Ons gee pak slaag. Ja. Jy weet, jy kry so nou en dan hierdie videoetjies wat rondslaan waar hulle 'n druggie gevang het of 'n dief gevang het, dan gee hom so 'n bietjie sweet. Ek kan jou verseker, hy ons wat so 'n bietjie kwaai pak gekry het, gaan tweemaal dink voor hy koper of iets steel of Dis reg, ja. Dis reg so in die brand. Maar die nadeel is weer eens waar ek nie met wetgewing saamstem nie. As 'n gemeenskap saamstem of 'n groep of 'n spesialiseenheid soos ons of selfs polismanne of autoriteite 'n beter weg het om iemand te kan rehabiliteer en dit vat 'n bietjie knyp en 'n bietjie choep en 'n bietjie, jy weet, vaser druk as normaal. Ja. Dan red jy mos die lewe. Dis reg, ja. Ek meen dit is so goed soos ek stap in jou huis en iemand besig om jou vrou te verkragt en ek try met jou 'n chat om stoot en vir hom try, jy weet, ompraat en dit nie te doen en back te trek en ek van my kant trek, gaan hom mors doodskiet dan. End of story. Verkrachting het geen ander straf. Ja. Direkte, kwaadwillige verkrachting, never mind as dit beplan is. Is daarin, ek glo nie doodstraf. Jy moet so ou doodskiet. Mors dood. Absoluut. Daai gee nie weer verder aangaan. So ook as iemand daar nou in jou studio instap met 'n AK en hy wil jou skiet en ek sit langs jou en ek kan hom eers doodskiet terwyl ek in ag neem wie ek almal om my beveilig as die moontlikheid daar is. Want ek moet altyd doodseker maak van my feite. En ek kan hom eers uithaal. Dan red ek mos jou lewe en myne. Dis reg. As hy AK afgaan, is hy dood, ek dood en as ek te laat skiet, is hy ook dood, dan is daar 3 mense dood. So dis 'n baie moeilike chat hierdie. Dis 'n baie vir die publiek daar buite en vir die autoriteite en vir die regering. Maar dit is omdat die regering het geen ander keuse en die autoriteit het geen ander keuse wat as ons hierdie wetgewing maak en toelaatbaar maak. Dan gaan almal om die kanaries uithaal, hoor. Almal gaan Clint Eastwood wees. Want almal gaan dink hy is op hy level om daai beslissing te kan neem om so op te tree. Maar hier's die bottom line. Die wet sê if there's imminent danger, you are allowed to protect yourself. So as daar imminent en absolute gevaar is waar jy lewens kan red, dan moet jy optree. Nou die dwelmbedryf is dit nou een vlakkie laag. En dis nou nie doodskiet nie. Maar as ons ou nou bietjie knyp om op te hou, dan het ons sy lewe gered. Dis reg, Want as jy dit nie doen nie, is hy oormôre is hy geoverdose of die drug traffickers of die drug lords besluit hulle gaan hom nou maar uithaal want hy te veel inligting en hy skuld te veel geld, want daai werklikheid is ook daar. En jy moet onthou, in die dwelmwêreld raak nie net die druggie die probleem vir die families, vriende in die dorp nie. Die drug lords en die drug traffickers, die besigheidsmanne en dit kommas, raak die probleem. Want hulle tree toe. En onthou 'n druggie sal sy ouers verkoop om geld te kry of om 'n verdere stitch te kry. So in ander woorde, as hy nou nie geld het nie, of sy nie geld het nie, ons het dit sulke gevalle, baie al, dan gee hulle vir die drug lords en vir die drug traffickers inligting wat in die huis aangaan, daar's 'n kluis, my pa het soveel geld, of hy het hierdie kar, of daar's die remotes, hulle gee die inligting uit, hierdie chat moet die ouers, hulle kinders sit en dan wat hulle luister, moet by die skole gespeel word. Hierdie chat is van kardinale belang. Dwelms is nie 'n grap nie. Jy kan nie bepaal op watter verslawing en wat dit aan jou liggaam of enigiets wat negatief is, kan jy nie bepaal as jy met die dwelm in jou hand sit. En vir jouself sê, jy weet hierdie dingetjie, ek gaan hom maar gou-gou bietjie try en uitwerk, dan gaan ek hierna draf en hom uithardloop, ek gaan hom bietjie uitoefen. Ek gaan net gereeld hard en oefen en ek gaan ander voet en beter voet eet, maar van die dwelmpie gebruik. Op die einde van die dag, jy kan dit nie bepaal nie. Dis so goed soos jy gooi 'n paar lepels suiker in jou diesel engine of petrol engine. Dan jy frik hê. Die kar gaan nog ry, op 'n stadium gaan hy snik. So die mens moet versigtig wees. Jy gooi nie petrol in 'n diesel engine in. Dit gaan nie werk nie. Kinders, ek wil ook al hierdie mense, en dan is dit klaar, ek wil ook al hierdie mense wat luister waarsku. Die mense met wie jy deel, kan jou in dinge intrek, jy moet versigtig wees. Maar is nie te sê, jy moet nie met hulle betrokke raak. Jy moet hulle red. Dit sê altyd vir mense, jy loop nooit weg van 'n storm af, jy loop in om dit. Kijk, as dit hier by my storm, ek is mal oor storms. As dit hier by my storm, is ek die vinnigste uit my kantoor uit in my hardloopskoen en ek hardloop in die storm. Die donder en blitse is om my. Ek gee nie om wat se bome of waar die weerligte en wat ook al slaan. Dis vir my die heerlikste en die mees fantastiese ding om te doen. Maar die lewe is ook so. So as jy weet van mense wat verkeerd lewe, kan jy net deur 'n voorbeeldslewe en met inligting
mense die geleentheid en die vermoë selfs mee assisteer om weg te bly van die verkeerde dinge in die lewe. Want hierdie chat gaan nie net oor dwelms, dit gaan oor enige misdaad, dit gaan oor insurance fraud, dit gaan oor korrupte polismanne, dit gaan oor korrupte munisipaliteite, dit gaan oor 'n korrupte regering, dit gaan oor enige vorm van korrupsie, ekonomiese gewelds of watter misdaad ook al. Want crime begets crime and crime is a ketting. Waar die jong laaitie begin het met 'n sigaret, kan hy opeindig as 'n reeksmoordenaar. Dis korrek. Onthou dit. As jy nie die klein dingetjies aanspreek, daai kinders wat so rondloop en paras met hamers platslaan en diere doodskiet en bome breek en die natuur so opneek van 'n kant af. As jy nie daai laaitie leer nie en hom uit dit uitkry en dat hy dit besef en behoorlik leer en onderrig in die weë van die lewe van die Here en van 'n goeie familie en gesinsstruktuur, waar pa en ma die voorbeeld is. Dit is die een wat die reeksmoordenaar haal. Daai enetjie. Dis so. So jy moet al die goed aanspreek. In elke stad, in elke skool, in elke huisgesin, in elke straat. Anderste gaan daai einste mense wat jy nagelaat het, die misdadigers word. Dis korrek. So die tweede ding wat ek wil sê is, jy moet met almal betrokke raak. Jy moet mense inligting gee. Mense is so gewoond aan sosiale media, hulle gee nie meer om nie, hulle net lekker goed doen nie, hulle wil nie ware inligting. Nie die simpel dinge. Hulle wil nie slegte nuus hoor nie, hulle wil nie waarskuwings hoor nie, hulle wil nie werklik waar net sit en dinge deeglik bestudeer. Wat vir my verbasend is, as jy 'n kar gaan koop, en jy doen dit reg, nie op die internet nie, en jy sien hier's 'n moerse bargain, 200,000 rand goedkoper en jy betaal 600,000 rand vir 'n 1.5 miljoen rand se cruiser nie. Dis stupid. Dis want jy het nie ondersoek gedoen nie. Maar as jy na 'n garage toe gaan, van garage na garage, doen jy mos tog 'n ingeligte besluit en 'n keuse. Jy gaan van die kar vir 'n ry, jy ry hom na jou mechanic toe, jy vra jou mechanic se opinie, jy vra vriende en familie, jy vra karkenners, jy vra almal. Jy maak 'n ingeligte besluit. Nou, hoekom maak jy nie 'n ingeligte besluit as jy iets in jou liggaam druk nie? Mense is en wanneer laas het jy bietjie gewonder en gesit en gedink, wat so ongelooflike werk het die Here aan jou en jou liggaam gedoen? Is so. Jou gewees. Hoorie, as jy jou oog, maak bietjie jou oog toe net vir 'n halfuur. In 'n stuk donker kamer. Besef bietjie wat is die waarde van jou oog, jou oor. Smaak. Imagine jy doen jou braaivleis en jy kan niks proe nie. Reuk, asemhaling. Jy gaan slaap. Jy dink nie eens aan om asem te haal nie. As jy opstaan, maak jy oop, jy kyk. Jy bewonder dit nie eers nie. Jy weet as jy jou oog links na regs toe draai, is alles in fokus. Jy hoef niks te stel nie. Jy kan ver kyk, jy kan naby kyk. That's amazing. It's amazing hoe die liggaam. Hoe is dit moontlik dat jy 'n bord kos eet en jy het hare? Die vellyn stop daar by jou hare, daar groei hare. Daar's 11 verskillende velstrukture op jou gesig. Hoe verduidelik jy dat jou voete anders is? As jou knieë en jou vel en jou bobeen, al hierdie velle wat jy op jou het, die bloedsomloop, hoeveel jare hardloop daai hart van jou pomp, jou longe. Spotty by Johnson. En hulle gooi hierdie nonsens in hulle liggame in. So ek wil die mense daar buite waarsku. Gaan sit bietjie en kyk na die wonder van die natuur. Dan kyk bietjie na die wonder van jou liggaam. Jou vel hou opgroei daar waar jou naal begin. Hoe is dit moontlik? Andersins as intelligent design. Ongelooflike godswonderskepping. Kyk ook na plante. Jy weet, ek het hierdie wat is hierdie plante met die baie mooi rooi blomme en dan sy onderste blare groen. Hoe weer hy boonste blare hulle moet rooi wees? Enige plant, blom, voeltjie, diertjie, whatever you kyk, is 'n absolute wonderwerk. En enigiets wat jy verkeerdelik toepas op enigiets van dit wat ek hier genoem het, is tot die nadeel van daai wonderwerk. So dink voor jy iets in jou liggaam sit. Doen die moeite, luister mooi na hierdie gesprek, van lees die Bybel. As jy nie die Here glo nie, wees eerlik reguit, sê dit vir hom. But by all means, gaan doen 'n deeglike studie van jou liggaam, sodat jy verstaan hoe jou liggaam werk, en hy is spesifiek. As jy 'n Toyota koop, gaan jy die Toyota boekie vol. Jy gaan nie die Ford boekie vol nie, dat is logika. Jy gaan die boekie volg, en kies wat jou liggaam nodig het. Wat jy drink vir verkoues, wat jy drink vir enigiets, en wat reg is en wat jou kan help,
om jou liggaam te diens. Ja. Want jy mag nie Ford diens en jy mag nie Toyota diens, jy mag jou liggaam diens. Ja. Maar jy moet dit met die regte goed diens. Ja, en natuurlik ook Maar vas. jy- Die Here het nie verniet gesê 'n ou moet vas nie. Vas is baie belangrik want dit help met die skoonmaak van 'n ou se liggaam. So ek voel net hy het dit nie gesê. Jy kan al daai ander rate wat jy wil byvoeg, maar ek Ja. dink ek het die dwelm ding behoorlik aangespreek. Het jy enige spesifieke vrae wat jy wil vra oor dwelm of dwelmbedrywighede of misdaad verband? Nee, ek dink ek het nou die hele groter prentjie gekry. Kyk, ons is ook maar so te doen met dwelmgebruike en dinge. Waar ons ook maar optree en intree waar hulp nodig is en waar ons nou kan. Mooi. Ja, kyk, ek wil net iets daarby noem. Jy moet weet hoe met dwelmgebruikers, dwelmverslaafdes, die druggies, druglords, traffickers en almal te werk. Ja, Jy kan nie as persoon, as jy nie die kennis het nie, ja, daarbey betrokke, want dan raak jy emosioneel. ja. Dis so. Emosionele optredes kan is jy- altyd verkeerd. Ja. Jy maak altyd 'n ingeligte besluit, 'n deeglike identifikasie, evaluasie, risiko-analisering en dan kry jy spesialiste. Ja. En dis ons of ander. Ja. Maar jy kan nie, soos in daai geval, net inklim links en regs donder tensy daar imminent danger is tot die lewe van die babietjie op die ma. Ja. Dan het ek, soos ek vir jou gesê, Ja. dan bliksem jy die kaak uit om uit en jy verwyder hom. Ja. Maar as dit klaar gebeur het, Ja. die optredes daarna is van kardinale belang. Die Ja. eerste ding wat jy in enige ondersoek uithaal is emosionaliteit. Ja. Enige emosionele beslissing is Ja. altyd verkeerd. Jy maak 'n ingeligte besluit, Ja. professionele besluit Ja. en 'n korrekte besluit, want jy moet die wet volg so na as moontlik as wat jy kan. Slegs in imminent danger tree jy onmiddellik in sekondes op. Ja. Mense moet dit onthou. Ja, as jy nie 'n kenner is nie, jy weet nie hoe om hierdie mense te hanteer nie, gaan jy meer skade veroorsaak. Ja. Hierdie tipe van sake word gehanteer met in die manier hoe ek hier gepraat het en Ja. verduidelik het. En as daar nie onmiddellike persepsie is nie, moet daar gewag word tot die persoon verstaan. Ja. Jy kan nie met 'n druggie in my kantoor of 'n druggie op toneel praat as hy totaal geheel en Ja. al onder die invloed is. Dis korrek. Hy Ja. moet cold turkey en hy moet weerhou word van dwelms. En die oomblik as hy kompos mentis is en hy kan konsentreer en hy kan luister en hy kan verstaan, Ja. dan kan hy verantwoordelik gehou word vir enige beslissing wat hy daarna neem. Dit is die belangrikste twee goed, die heel belangrikste twee goed. Daarna is dit 'n beslissingsstadium Ja. waar jy tyd spandeer en dit behoorlik verduidelik en daarna maak jy 'n besluit. Ja. Dit is letterlik weer eens soos die wiskundeboek swat. Van jy die boek gou opswat en die wiskunde toets skryf, of gaan jy die boek weggee en jou weggooi en jou wiskunde net eenvoudig nalat en dit Ja. doen nie. Daai Ja, druggie dis- moet daai beslissing neem. Gaan Ja. hy leer, gaan hy luister, gaan hy oplet, gaan hy verander. As hy daai beslissing gemaak het, is die verslawing gestop. Ja. Dan is dit net die gevolge van die verslawing wat uit die liggaam uitwerk. Ja. Die sweet, die juk, die krap, Ja. die ongemak, die kots, die opgooi, die nie Ja. slaap nie en. Ja. Daarna, as dit uit die stelsel, dis weer eens hoe wonderlik die Here ons gemaak het. Hy het ons wonderlik gemaak, want daai goed kan uitgewerk word en die stelsel kan homself herstel. Ja. Ongelukkig baie kere is daar ernstige nagevolge, baie keer is daar overdoses, baie keer is daar druggies wat te veel, te lank en is organe beskadig Ja. en of selfs die verstand, en dan moet jy maar deel met dit wat jy daar het. Ja. Maar die bottom line is altyd maar crime prevention is the Dis- Ja. best thing you can do. Ja. Almal moet hier na luister, almal moet dit toepas. Jy moet 'n ding in die kiem smoor onmiddellik as jy dit Ja. sien. Mike, wat is die tekens wat ouers na kan kyk in hulle kinders wat kan dui op dwelmgebruik? Kind van jou begin terugtrek om myself haar heeltyd in die kamer toesluit. Ja. Begin ander klere aantrek. Ja. 'n donkerheid in die oog toon. Ja. Slegte vel. Ja. Verkeerde maatjies. Ja. 'n sekere tipe musiek. As Ja. daai kind van jou verander van 'n groen bladsy na 'n bloedrooi bladsy of 'n wit bladsy na 'n pikswart bladsy, Ja. dan weet jy mos daar's fout. Want iets is nie reg. En dan ja. moet jy toetree. Ja. Maar nou wil ek jou gou skok, ons moet klaar maak seker, Ja. want ons is al 'n uur besig. Nou wil ek jou ook skok, né? Onthou Ja. baie ouers is bang vir hulle kinders. Dis so. Is bang vir hulle kinders vir twee redes. Een, die ouers vang net soveel nonsens aan soos die kinders. Tweedens, die kinders is fisies in die vermoë en alreeds so betrokke by dwelmbedrywighede en ander druggies dat hulle voel geïntimideerd en Ja. bedreig.
Ja. En dit is in daai gevalle wat ons baie keer gebel word. Ja. En dan spreek ons hulle aan. Ja. Maar ons kan 'n opvolg chat hê oor die ding. Ek is seker die Yes. publiek gaan sekere vrae wil hê, Ja. wil stel. En jy kan maar al die vrae inkry. Ons kan voorbeeldsake gebruik en ons kan die ding deurtrap. Jy kan nooit genoeg oor hierdie ding praat, Ja. maar ons kan ook nie information overload doen nie. Ja. Daar's 'n manier om dit te doen en dis die Yes. manier. Kan En ons dit so moet kan ons kragtig en tot die punt gedoen word. kan ons so reël dat ons kyk op elke Woensdag of elke tweede Woensdag dalk 'n voice note van Ja, jou of Anthony dis se reg. kant af kry? Dat jy ons so 'n bietjie update volgende op Woensdag dinge. is reg. 100%. Kry al die goed, stuur dit vir ons deur. Yes. Nou wil ek afsluit deur vir die publiek 'n baie mooi jaar toe te wens. Ons vra dat die Here julle almal daar buite ryklik sal seën met absolute wysheid, insig, mag, krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding, dat hy julle almal barmhartig en genadig sal wees. Dan dieselfde En, daar vir jou maatjie van Radio dankie, 33 en almal se kant af. Mag jy hierdie jaar In net worst case scenario, sterk staan. dankie, kan hulle ons bel. Yes. So as daar baie ernstige gevalle is, my vriend, kan hulle ons bel. Wel, En die goed wat jy self kan hanteer, dit gaan jy self net beter en sterker maak as jy Ja. dit self kan hanteer en jy Ja. kan alles net toepas wat ek gesê het. ja. Baie dankie vir jou wenste. Dankie vir alles. Liefde, groete. Mooi loop.